Dit was so, ek dink dit was net na 6:30 donderdagoggend wat Sonja, ons nuusredakteur, my gebel het en vir my gesê het, sy het 'n wenk gekry dat daar is baie polisie buite Oscar Pistorius se huis en ek het onmiddellik, ek weet nie of dit instink is of wat ook al nie, maar ek het onmiddellik geweet dit is 'n groot storie. Donderdagoggend net voor 7, toe kry ek die boodskap dat Oscar Pistorius het sy meisie doodgeskiet. Want daar sal nie vir geen rede baie polisie wees nie. Maar ek het gedink dit is waarskynlik dan 'n inbraak of iets soortgelyk. Fanny is toe uit aan die toneel toe, ek het toe nog 'n kontak of 2 gebel. Hulle het my gesê wat sy adres en ek het vir Fanny laat weet. Toe het ek wel, toe het sy gesê hulle is besig om 'n kort dingetjie vir die web al klaar te skryf en hulle wag net vir bevestiging. Ek het Land en Sand gebel, almal wat ek ken het ek gebel. Ons het alles probeer om eers net daar in te kom. Wel, eerste wat ek gedink het om te doen om voor te bly is, ek het geweet ons moet so gou as moontlik op die toneel kom. So ek het gereël met die fotograwe en ek het gejaag na die toneel toe, na die estate toe. Kry ek is in om te gaan foto's neem van die huis. Ek het buite gesit en gebel. Nog steeds mense gebel en uiteindelik het ek iemand raak gebel wat my kon begin vertel het wat gebeur het. Van daar af het ek maar net daar gebly en die hele tyd probeer bel en probeer kyk wat ons meer kon kry en ja, die eerste inligting verder was toe van die brigadier van die polisie wat met ons kom praat het en daarna het die konvooi uitgejaag met Oscar en toe was dit 'n groot jaagtog. Ek het by die landgoed, ek het op 'n graspol gaan sit en ek het begin bel. Want ons het geweet ons kan nie daar inkom nie. Die bestuur van die landgoed het self my gesê hulle gaan niemand daar toelaat nie. Die polisie wat daar was het vir my gesê hulle kan nie met my praat, hulle staan op die toneel, hulle kan my nie daar inlaat nie. Bure het nie hulle fone geantwoord wat ons se nommers gehad het nie. So ons het geweet ons kan nie daar inkom nie. So ek het net ander mense wat ek ken, ander kontakte wat ek het ek gebel en uiteindelik het die deurbraak eintlik gekom met 'n wenk wat die oggend vroeg al vir ons gestuur is. Toe ons terug op kantoor is en Fanny het ook toe op kantoor gekom, het ek die polisie gebel, die polisiewoordvoerder, en ek net vir haar gesê, al wat ek by jou wil hê is, confirm, deny of no comment. En op elke stelling wat ek vir haar gemaak het van dit wat vir my vertel is, het sy gesê is deel van die polisie se ondersoek. En dan moet jy weet dis waar.